dra krag. Dink net hoe een sin jou hele dag kan verander. 'n Woord van afwysing kan vir jou jare bybly. Maar woorde van liefde kan vir jou die lewe oopmaak. Die Hebreërbriefskrywer sê, die woord van God is lewend en kragtig. En die woord vir kragtig is daar energia. Dit stel energie vry in jou lewe. Met ander woorde, God se woord is krag. Dit is energie in die sin dat dit krag is wat in werking is en wat 'n effek het op ons. Ons sien dit in die skepping. God spreek en lewe ontstaan. Nou hier is 'n baie ou geloof van die Christendom. En dit is dat die skrif, die Bybel, die woord van God word deur die werk van die Heilige Gees in ons lewe. Dink 'n bietjie daaraan. Dat die woord wat energie vrystel, die woord wat skep, tot stand bring, in jou groot krag kan losmaak, 'n effek kan hê op jou lewe. Dit bring lewe. Jesus sê, ek kan nie net van brood leef nie, ek het woorde van God nodig, Matteus 4 vers 4. Want die woord van God bring lewe. Die disippels in Johannes 6 kom na hom toe en Jesus vra vir hulle, gaan julle ook loop? Want mense verlaat hom en hulle los hom. En hulle sê, maar waar kan ons heen gaan? U woorde bring lewe vir ons. Jakobus sê, Jakobus 1:21, dat die ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om jou siel te red heel te maak. Die woorde het 'n groot effek op ons, innerlik, op ons hele lewe, op ons hele wese. En daarom is die uitnodiging om 'n manier te vind, 'n omgang met die Bybel te kry, dat jy 'n woord kan hê. En dat jy met 'n woord kan leef. Jy leef met 'n woord. Met wat se woord leef jy? En 'n woord te kan ontvang. Daarom is Christene aangemoedig van die 3de eeu af om die woorde van God te oordink, stadig te lees, daarmee te loop, te praat daaroor, sodat dit lewendig kan word in jou, kan lewe vir jou. Miskien het jy vandag nie meer inligting nodig nie. Dalk iets wat jy weet, maar nie regtig in jou leef nie. Iets wat jy moet besef, aanvaar, vertrou, oordink, inleef mee. Miskien is dit net, moenie bang wees nie. Jy's geliefd, vrede vir jou. Gee dit vir my, los dit by my, ek sal vir jou sorg. Die vraag is, met watter woord leef jy? Met watter woord wil hy hê, jy moet mee leef? Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die woord. Help ons om 'n manier te kry, om met u te leef, te kan hoor, en te kan lewe met u woorde, in Jesus se naam, amen.